Hi maatjies, ek is Boeremeisie. Vandag het ons 'n splinternuwe luisterstorie. 'n Besoek aan Blommeland deur Lucie Lindberg. Pietie woon op 'n plaas. Hy is baie lief om buite te speel. Hy is al groot genoeg dat mamma hom deur die kombuisvenster kan dophou terwyl hy in die tuin speel. Pietie lyk nes 'n plaasseun. Hy is die gelukkigste in sy blou lang broek wat lang pype het om sy bene te beskerm teen die dorings, veral wanneer hy bessies gaan soek. Hy het vanoggend vroeg opgestaan en mamma het hom buitentoe gestuur om bessies te gaan pluk. Hy is so lus vir bessiepastei vir middagete. Hy is skaars van die huis af weg, toe hy besluit hy is tog dalk nog 'n bietjie moeg en dalk sal hy net vir so 'n klein oombliekie 'n bietjie rus. Hy gaan sit op die sagte groen gras. 'n Klein fietjie sien hom later daar lê. Sy is omtrent verbaas om hom te sien. Gewoonlik staan mensekinders nie so vroeg op nie. Dis nog so vroeg dat die fietjies nog bedrywig is in die tuin. Kom saam met my, nooi sy vir Pietie. Ek sal vir jou gaan wys waar my vriende woon. Asseblief, asseblief, roep Pietie uit. Hy het nog nooit voorheen fietjies gesien nie. Hy vergeet skoon om sy mandjie saam te vat. En hy vergeet ook sommer dat hy so lus was vir bessiepastei. Die fietjie vat sy hand en saam stap hulle onder die hoë bome deur na die groene veld. Kyk, roep Pietie, die gras is so hoog dat ons daarin kan wegkruip. Dit is daarom dat niemand ons ooit raak sien nie, lag die fietjie. Met eens besef Pietie dat hy net so klein soos die fietjie geword het. Hy geniet dit om deur die lang, nat gedoude gras te loop. Terwyl hulle nog so stap, sien Pietie 2 klein blomme mannetjies voor hulle staan. Hulle is die wagte van Fietjieland en moet toesien dat niemand die fietjies se land binne gaan nie. Slegs persone vergesel met 'n fietjie mag die land binne gaan. Pietie word natuurlik binne gelaat, want dit is dan die hooffietjie wat hom saambring. Sy hou nog die hele tyd sy hand vas. Pietie kan sy oë nie glo nie. Elke plant en insek wat hy sien is lewendig en hulle praat en loop net soos mense. Welkom in die land van die blomme, sê 'n groot paddastoel. Welkom, bot sy 2 kinders hom na. Pietie wens hy kan een van hulle saam met hom huis toe neem. Maar hy weet dat die fietjies dit nooit sal toelaat nie. Wat kom jy hier doen? Vra die paddastoel. O, liewe, roep Pietie uit, ek het skoon vergeet. Ek moes bessies gaan pluk vir 'n pastei vir middagete. Kom saam met ons, sê die paddastoele. Ons neem jou na ons eie bessiebos. Wag tot jy dit sien, daar wag 'n groot verrassing op jou. Dit was ook so, want Pietie het nog nooit in sy lewe sulke bessies gesien nie. Hulle is so groot, dat hy net 1 bessie op 'n keer in sy hand kan vashou. Daar is spesiale bessie-elfies, wat in 'n huisie onder die takke in die bessiebos woon. Die kleure van hulle kleertjies is donkerrooi en wit. Pietie verkyk hom aan hulle oulike gesiggies en hulle snaakse hoedjies. Hulle is net so vriendelik soos die paddastoele. Welkom in die land van die blomme, sê die elfie. Baie welkom, kom dit ook van sy sussie. Hulle bring vir Pietie van die mooiste bessies om te eet. Dit kan nie ware bessies wees nie, roep hy uit. Ek het nog nooit sulke groot bessies gesien nie. Hulle is die lekkerste bessies wat ek nog ooit geproe het. Jy sal ook nooit weer sulke grootte sien nie, terg hulle hom. Pietie lag en hulle begin heerlik smil aan die bessies. Daarna besluit Pietie om verder te gaan. Hy groet die bessie elfies en stap verder
met die klein voetpaadjie deur die bos. Onder die groot bome groei die gras en oral is daar blomme. Pietie het nog nooit voorheen sulke pragtige blomme gesien nie. Ver weg hoor hy die getingel van 'n klokkie. Dit klink dan net soos die skoolklok, dink hy. Maar ek is bly dit is nie. Niemand kan hom kwaadlik neem dat hy so voel nie. Wie wil dan nou in die skool gaan sit? Dit is soveel interessanter om 'n dag in Blommeland deur te bring saam met die veetjies. Wat 'n verrassing was dit toe nie vir hom toe hy aan die einde van die paadjie voor hom 'n blomme veetjie skool sien nie. Die blommekinders lyk te pragtig. Klein Viooltjie het 'n rooi boeksakkie wat net so syne lyk. Die skoolklok is gemaak van 'n blou blommeklokkie. Kyk, die liewe heerspesie, wys die veetjie vir Pietie. 'n Wat? Vra hy lagend. Ons noem dit sommer maar net 'n ladybug. Welkom by ons skool, sê die onderwyser. Welkom by ons skool, herhaal die blommekinders. Pietie is baie gelukkig tussen die blommekinders en wens hulle kan die hele dag by hom bly. Maar hulle moes natuurlik nou skool toe gaan. Hy groet hulle en stap verder. Die volgende persoon wat Pietie ontmoet is meneer Dissel. Hy is 'n vrolike ou blommemannetjie. Hy het geen huis nie. Hy stap van plek tot plek met sy kos in 'n groot rooi sakdoek toegevou. Daar was nie nog so opgeruimde ou mannetjie nie. Baie welkom in die land van die blomme, sê hy vir Pietie en skud sy hand. Ek is maar net 'n ou rondloper, maar is so gelukkig soos 'n koning. Toe kom die veetjie wat vir Pietie na Blommeland gebring het, daar aangestap. En meneer Dissel sê, kom ons gaan almal na die Blommeland fees toe. Daar is baie om te sien en doen, ek dink jy sal dit geniet. Jippie, roep Pietie. Hy hou sy hande uit na sy 2 nuwe vriende en daar huppel hulle weg na die fees. Al huppelend en dansend gaan hulle deur die bos. Meneer Dissel maak grappe en Pietie en die veetjie lag tog te lekker vir die ou mannetjie se grappe. Nou hoor hulle vrolike musiek. Luister, sê meneer Dissel, ek kan die malemeele hoor. Daar sien hulle die malemeele en Pietie klap sy hande van plesier. Dis 'n merry-go-round, sê hy. Wat, sê die veetjie. Tot sy verbasing sien Pietie dat die klein mensies van Blommeland almal op sitplekke wat van blomme gemaak is sit. Hulle ry met trapkarretjies en die motorfietsies lyk sommer na baie pret. Pietie en sy 2 vriende neem ook deel. Hulle klim teen die leertjie op en woeps, gly hulle teen 'n donkergroen blaar af. Hee-ha, roep die veetjie terwyl sy afgly. Nou het ek nie eers my vlekjies nodig nie. Jippie, roep Pietie uit toe hy 'n beerd kry. Dit is heerlik om so klein te wees. O, gonna, sê meneer Dissel met sy diep basstem. Pietie en die veetjie is nou moeg vir die speletjie en wil verder gaan. Meneer Dissel geniet die speletjie so baie dat hy nie wil ophou nie. Hy klim op teen die leer en woeps af met die blaar. Dit is te wonderlik. Moenie vir my wag nie, sê hy. Ek is lank nog nie klaar nie. Pietie en die veetjie groet en stap verder deur die feesgronde. Hulle kom by 'n klein winkeltjie. Hier in Blommeland het 'n mens geen geld nodig nie. Gou-gou kry hulle elkeen 'n heerlike suighuisie. Dit is nou net wat ons nodig het na al ons rondlopery, sê Pietie. Ja, knik die veetjie, dit maak mens baie moeg om so rond te loop meer as wanneer ek vlieg. Pietie dink die inwoners van Blommeland is baie gelukkig omdat hulle nie geld gebruik nie. Hy wens hy kon altyd hier woon. Wil jy nie dalk 'n groot huweliksfees bywoon nie, Pietie? Vra die veetjie. 'n Troue, vra hy. Ek was nog in my hele lewe nog net by een troue. Wie gaan dan trou? Dit is die koning, antwoord die veetjie. Kom nou gou, anders is ons dalk laat.
Daar hoor hulle die klank van die trompette in die verte. Pietie weet dit beteken dat die prins en prinses aankom. 2 klein strooimeisies loop voor. Die een het 'n frilletjie pink rok aan en die ander 'n ligblou rokkie. Hulle hoede is van blomme gemaak en hulle hare in pragtige vlegsels. O, hoe pragtig, roep die Fietjie uit toe sy die bruid sien. Sy lyk lieflik, kyk net na die wonderlike rok. En kyk na die prins, sê Pietie. Sy krone is van egte goud. Na die troue begin die fees. Pietie kan sien dat die Fietjies weke lank besig moes gewees het om al die lekker kosse te maak vir die troue. Al die inwoners van Blommeland is in hulle beste klere aangetrek en hulle lyk tog te deftig. Sjoe, dis mooi, roep Pietie uit. Kyk, al die borde en die bakke is van varsgroen blare gemaak. Die kleure van die gaste se klere en die vrugte is tog so mooi. Daar is rooi, groen, pers, geel, oranje, blou, pink. Ag, sommer al die kleure van die reënboog. Al die klein insektetjies van Blommeland sit en kyk. Dit het Pietie laat dink aan die bye, wanneer hy en sy maatjies 'n partytjie hou. Die insekte weet dat as hulle doodstil sit, die prinses aan elkeen 'n stukkie bruidskoek sal gee. Uiteindelik is die troue verby. Dit begin nou skemer word en net nou sal dit pikdonker wees. Hulle hoor weer die klank van die trompette. Hy word naderhand baie moeg en besluit om 'n bietjie te gaan sit en rus. Kom, ek hoor die musiek, sê die Fietjie. Dit beteken dat die dansery gaan begin. Uit alle rigtings kom vuurvliegies nader met hulle klein lampies. Kyk net hoe vonkel hulle. Hulle lyk so sterretjies wat aan lang grashalms hang. Pietie begin dans met sy Fietjie maatjie en hy voel so trots op haar. Op haar kop het sy 'n kroon van blomme en hy dink sy lyk net so beeldskoon soos die prinses. Al die bewoners van Blommeland is daar. Die 2 Bessie elfies is ook daar met hulle donkerrooi en wit kleertjies. Hulle lyk tog te oulik waar hulle met mekaar dans. Die pragtige musiek wieg hom vas aan die slaap. Toe hy later wakker word, kyk hy verbaas na die mandjie wat langs hom lê. En daar is pragtige groot bessies daarin. Die bewoners van Blommeland het verdwyn. En hy is weer die normale grootte. Hy kan sy oë nie glo nie. Hy sit regop en vryf sy oë. Hier is hy naby aan sy huis op dieselfde plek waar hy vroeg vanoggend besluit het om 'n bietjie te rus. Hy begin nou dink dat die hele avontuur maar net 'n droom was. Wat hy darm nie kan verstaan nie, is waar die bessies dan vandaan kom. Dit is tog regte bessies. En hy weet hy het hulle nie gepluk nie. As hy maar net kon sien, dat daar bo op daar die bult net aan die ander kant, 2 klein paddastoelmannetjies, is wat bo oor die heuwel kruip. Hulle is op pad terug na Blommeland, en hulle het goed geweet waar die bessies vandaan kom. Fluit, fluit, my storie is uit. Tot volgende keer. En onthou, gebruik altyd jou verbeelding.